Is ek geskakel by Pretoria FM en ons kyk na die laaste uitsending in 'n reeks oor ouerskap en kinders en ons verskillende temperamente en persoonlikheidstipes gebaseer op Hetty Brits se boek Kweek kinders met karakter. Hetty Brits wat dan ook deelneem aan die gesprek, sowel as Karen Hunt, 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journeying Through the Parenting Garden kursus. Hallo Hetty en hallo Karen. Hallo Hallo Sarina. Sarina. Van dese week praat ons oor dissipline. Nou ons het nou al baie mooi gekyk na die verskillende boontjies, ons het gekyk na die verskillende kweekstyle en natuurlik moet 'n mens vir elkeen van hierdie boontjies verskillend dissiplineer. So Karen, ek gaan sommer vir jou vra om weg te spring. Ek weet nie by watter boom jy wil begin nie, maar hoe dissiplineer 'n mens dan die spesifieke boom? Sarina, ek gaan begin 'n bietjie praat oor suurbome en voor ek dit doen, wil ek net graag sê dat kinders se gees word nie gebreek wanneer hulle gedissiplineer word nie. Dit is belangrik. Dissipline is kardinaal vir 'n boom se ontwikkeling en se groei en uiteindelik ook die vrug wat gedra moet word. Waar dit wel mense sal ek amper sê 'n mens iemand se gees kan breek is wanneer jy hulle misken as mens. En dit is waarom dit so belangrik is om elke boontjie volgens sy aard en in liefde te dissiplineer en nie te buig noodwendig of te breek nie. Mens moet mooi kyk na watse tipe boom jy mee werk en spesifiek die suurbome waarmee ek dan gaan wegspring. Mens moet hulle werklik kans gee dat wanneer hulle foute gemaak het, hulle kans het om dit reg te stel. Hulle wil graag dit wat hulle verbrou het verbeter. Dit is ook hoe hulle leer en hulle hou daarvan om dit so ook te doen. So dit help nie jy gaan op hulle skree nie, jy gaan hulle ook verloor. Hulle gaan waarskynlik dit is 'n groot emosionele reaksie hê en dit gaan baie moeilik wees om daai verhouding te herstel. Veral as 'n mens kyk na hoe ons gesien het hoe is 'n suurboompie. Hulle vergeet nie maklik nie. Hulle onthou alles. So wees versigtig. Haal eerder asem, diep asem en kyk dan mooi na dit wat hulle verkeerd gedoen het en maak seker ook ongeag watter boontjie is, het hulle die vaardighede, het hulle die kennis en hoe hanteer mense dit in watter fase ook gaan ook 'n rol speel in hoe jy hulle hanteer. Is hulle nog 'n baba, is hulle 'n klein boontjie, is hulle 'n tween boontjie of is hulle 'n tiener boontjie en daarvolgens gaan mens ook dan nog verder aanpas. 'n Mens moet wel ook hulle privaat korrigeer, hulle reghelp, moet hulle nie verkleineer voor die hele gesin of dalk selfs in die openbaar nie. En as daar duidelike konsekwente reëls is wat vooraf opgestel word, gaan hulle nie sommer oortree nie omdat hulle natuurlike reëlvolgers is. So wanneer hulle wel oortree, is dit vir hulle verskriklik erg want hulle weet hulle stel jou ook te leer. So mens moet regtig saggies met hulle werk en seker maak dat jy nie hierdie boontjies te kort afsaag wanneer daar wel 'n verbrouing was nie. Hetty, by watter boom wil jy stil staan as ons kom by dissipline? Ek sal aansluit en ietsie sê oor die denneboompies wat ook die ander kinders is wat 'n sagte hand nodig het, want die suur het min nodig omdat hulle reëls kan volg, soos Karen sê, en mens gebruik dit 'n beloningsstelsels waar hulle vordering kan sien en op die positiewe kan fokus en die den fokus op verhouding. So 'n mens dissiplineer vanuit verhouding met 'n den. En wat dit beteken is baie keer is net die kyk, baie keer is net die feit dat hulle sien jy is nou ongelukkig heeltemal genoeg. Min woorde en min aksies is heeltemal genoeg met 'n den, want die den is nie net bang vir konflik nie, maar is ook in gevaar om 'n pleaser te wees. Hulle hou daarvan om te dien en te help en te ondersteun. So daar is regtig nie baie wat jy hoef te doen nie. Baie keer herinner 'n mens net, hierdie was die reël en dit is wat gebreek is en hierdie is nou die voorreg wat jy verloor en wat baie effektief werk met hulle in terme van voorregte wat mens kan wegneem is die dinge wat te doen het met hulle gemaksone. Hulle verloor hulle TV-tyd. Hulle verloor die saamlees van boekie vanaand. Of hulle verloor die ekstra 10 minute in die bad waar hulle so lank kan sit dat hulle oplos so sop, né. So daai gemaksone wegneem werk partykeer. Maar straf is so selde nodig. Net die terugvoering dis nie wat ek van jou gevra het nie. Kom ons doen dit oor is eintlik daai do-over is ook by hulle 'n baie belangrike deel. En Karen, jy wat self 'n den was, vertel bietjie vir my wat was effektief in dissipline met jou? Wat het jou gebring van wangedrag na goeie gedrag? Ek dink net gee geleentheid om dit reg te maak. Dit is so belangrik. Dit is so gekoppel aan jou identiteit dat jy wil reg wees en reg doen.
dat mense regtig versigtig moet wees. Ek was my boetie was hier besige palm en ek het baie keer in die spervuur beland as gevolg van dit en dit was vir my verskriklik erg geweest want ek het bitter selde aspris oortree, as mens dit so kan sê. So mens moet regtig net sag. Ek dink dit het my baie gehelp en net om te weet jy kan beter doen. Ek dink ja, ek dink dit was maar die Ek dink ja, as Dan het gesê, hulle gaan beslis nie doen wat die rose doen nie, hulle gaan beslis nie doen wat die palms doen nie, want dit kry mens net in die moeilikheid. Dis 'n leer weer eens deur observasie. Maar die roosboom se dissipline werk nie so nie. Die roos is nie 'n reëlvolger nie, is nie bang vir konflik nie. Wil jou nie net tevrede stel nie, hulle wil hulle self tevrede stel. So dis heeltemal 'n ander speletjie en dissipline met 'n roos. Hulle wil weet waarom die reël daar is. As jy nie 'n rede gee nie, gaan hulle hom nie volg nie. En hulle gaan vra daaroor, hoekom? En vir hulle gaan jy 'n paar redes moet gee. En dan gaan 'n mens een keer praat en dan gaan jy optree met 'n roos. Want as hulle jou in die kruit kan hou, dan gaan hulle vir die beste uit 3, dan die beste uit 5, dan die beste uit 7. Aan. So in dissipline met 'n roos praat jy een keer, dan sê jy hierdie is die gevolg, dan voer jy die gevolg deur. So aksie is daar baie belangriker as woorde. Stem jy daar saam, Karen, of wil jy daar nog iets byvoeg oor roosdissipline? Ek dink al wat ek wil bysê, dis maar net mense moet baie ferm wees en direk wees. Daar moenie enige kans wees om 'n skyvergat te kry in dit wat jy sê nie. En 'n mens moet weet net die manier waarop jy praat, jy moet staan in jou autoriteit as ouer wat jou godgegewe autoriteit is en dan kom 'n mens baie sterker oor en ek dink dit het ook werk ook vir my met die palmbome is omdat hulle so dramaties kan wees of charmant kan raak met die mond, moet 'n mens ook ferm wees en grense wat nie skuif nie, want hulle is goed met die verhoudings en hulle wil kyk of daar nie ergens 'n gaping is waarvan hulle kan gebruik maak nie. En iets wat ook dan baie goed werk wanneer 'n mens praat met 'n palmboompie is om humor te gebruik. As jy met hulle praat en dissipline toepas veral kyk of jy dit nie kan op 'n snaakse manier doen nie. Hulle besef hulle is verkeerd. En hulle gaan daai uit leer, maar mens moet ook nie te hard op hulle wees en skree werk nie met eniges nie. Ek dink dit is iets wat 'n mens ook duidelik hier moet noem, is die skree veral vir die palmbome, ook vir die palmbome, werk glad nie. En ja, mens moet ook net kyk of 'n mens die palmbome herhaling, 'n mens gaan 'n paar keer dalk dieselfde ding les vir hulle moet laat oorleer, omdat hulle maar net optimisties van aard is en dink hulle was net hierdie keer uitgevang. Dalk gaan dit volgende keer anders wees. So moet ook nie dat jy mismoedig raak met hulle nie. Ek dink die uitdaging hier is 'n mens gaan lank geduldig moet wees om dieselfde ding oor en oor te leer en op 'n dag gaan jy net sien maar hier's nou groei en dit het plaasgevind en dan gaan jy wel die mooi vrug ook daarvan sien in jou palmboom. Hetty, wil jy dalk iets byvoeg by die palmpies? Ek wil eintlik oorkoepel net byvoeg dat al hierdie tegnieke van maak so met 'n palm, maak so met 'n suur, maak so met 'n ten, maak so met 'n roos, rus op 5 dissipline reëls wat Karen nou baie mooi vir julle in die kursus kan verduidelik en wat julle kan deurtrap. Want as mens verstaan om minder te praat en meer te doen en jy verstaan om buite die situasie wanneer almal kalm is, die onderrig te gee en wanneer jy weet 'n suksesvolle dissipline oomblik het te doen met die regte gedrag, nie die effektiefste straf nie. En straf kan net een woord sê en dit is nee, maar dissipline op die immergroen manier help 'n kind om te weet hoe om volgende keer die regte ding te doen en gee vir 'n kind daai vaardighede. En wanneer dit 'n mens se hart is om te sê, na hierdie dissipline oomblik wil ek weet dat my kind volgende keer weet wat om te doen, in staat is om dit te doen en die regte besluit gaan neem. En so die fokus is nooit, hoe hard moet ek jou straf dat jy dit nooit weet doen nie. Die fokus is altyd, wat moet ek vir jou leer sodat jy volgende keer die regte ding doen. En daarvoor moet ons temperament verstaan, ons eie styl, die fase waarin ons is, en dit kry mens nie uit die boek met kinders nie. Daai groter prentjie kry mens by Karen in die kursus. So ek hoop regtig dat mense gebruik sal maak daarvan vir die groter prentjie. Ja, kyk, dis waar wat hulle sê, daar's geen handleiding vir ouerskap nie, maar ek dink werklik hierdie boek en hierdie kursus is die naaste wat ons daaraan gaan kom, saam met die Bybel natuurlik. Ek waardeer dit dat julle van hierdie kennis met ons luisteraars gedeel het en met ons kykers op YouTube. Baie dankie vir jou tyd, Hetty. Dis 'n voorreg om met jou te gesels en baie sterkte. Groot plesier.
En dan ook baie dankie aan Karen Hunt, 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus. Karen, dankie vir jou tyd. Baie dankie Sarina en dankie Hetty vir jou insette. As jy graag wil kontak maak met Karen, is jy welkom om vir haar 'n e-pos te stuur. Haar e-posadres is Karen Hunt. Dis Karen Karin Hunt, soos hande en voete hand, 2020@gmail.com of jy kan haar ook skakel by 084 304 7881. Jy is ook welkom om vir ons 'n WhatsApp te stuur en dan deel ek graag haar kontakbesonderhede. Dit was dan die einde van ons reeks oor ouerskap en kinders se temperamente. Ek hoop jy het dit saam met my geniet en mag jy vanaand in die bed klim en vir jou klein ding sommer 'n groot drukkie gee want hulle word hopeloos te vinnig groot.